Maar net vir Steven en vir Mornay baie dankie sê, dis pragtig gewees vir 'n ou wat nie eens ritme kan hou met 'n lepel op 'n pot nie. Dis dit regtig baie mooi gewees. Baie dankie julle. En dan het al die ander predikante met 3 mikrofone gepreek. Goed. En hulle het sê dis Afrikaans, Engels en Sepedi. Ek gaan julle teleurstel met die Sepedi, hoor. Kan ons gou ons oë sluit? Hemelse Vader, dankie dat ons in die open lig kan wees of buite kan wees, Here. En dat ons in die natuur kan wees. Ons voel nader aan U as ons in die natuur is en ons sê dankie ook vir Sabbat wat nader, Here. Dit is nog meer en spesiaal. En vanaand vra ek asseblief waar ons 'n lang dag gehad het, Here, dat U asseblief ons sal verfris met U Gees en dat ons die boodskap sal inneem. Ek vra asseblief, Here, dat U my sal dek met U geregtigheid. U ken my swakhede, U ken my tekorte en ek wil nie vanaand in die pad staan van U boodskap nie en daarom vra ek asseblief, Here, sal U my dek met U geregtigheid. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. So ek wil vanaand het Sewendag Adventisme 'n oorbodige klisjé geword. En ek wil julle so 'n paar vrae vra. Ek wil vir julle vra, hoekom is jy vandag hier en nie net hier by Limpopo kampvergadering nie? Hoekom is jy 'n Sewendag Adventis? Hoekom is jy hier? Hoekom is ek hier? Tweede vraag is, hoekom is jy 'n Sewendag Adventis? Wat is jou rol as Sewendag Adventis? Het ek en jy 'n rol en vertolk ons daai rol? Het God vir ons 'n spesiale taak opgegee en as hy vir ons hierdie spesiale taak gegee het, wat is hierdie spesiale taak? Vervul jy dan daai spesiale taak of is ons net besig om saam met die gety te dryf? En glo jy en ek dat ons is in die doodsnikke van hierdie wêreldse geskiedenis? Ek wil hê julle moet aan daai vrae dink terwyl ons dan nou vanaand na ons boodskap kyk. So het Sewendag Adventisme 'n klisjé geword. En baie dankie vir daai antwoord. In Openbaring 10 kry ons hierdie engel en ons sien in hierdie engel se beskrywing, hy het baie die beskrywing wat ons van Jesus kry in Openbaring 1 van 1 vers 13 tot 15. En dit sê vir ons dat hierdie engel kom uit die hemel uit. En ons sien ook dat hierdie engel het 'n baie sterk verband met Daniël 12. In Daniël 12 sien ons die engel, hy het dieselfde beskrywing en hy vra dieselfde vraag, hoe lank sal die einde van hierdie wonderbare dinge versteek bly? En dan in Daniël 12 is van die engel en hy steek sy hand op in die lug en hy smeer voor hom wat vir ewig leef. En hy kry 'n antwoord en die antwoord is tye en helfte van 'n tyd. En hoe dit verband hou met Daniël 12 en in Openbaring 10 kry ons dieselfde engel en daar is weer 'n engel, hy lig weer sy hand en hy sweer weer voor die een wat vir ewig leef. Maar nou is die verandering, daar is nie meer tyd nie. En in sy hand, in Daniël 12 is daar 'n boek wat gevra word, dit moet verseël word, want dit het te doen met die tyd van die einde. Baie belangrik. En in Openbaring 10 kry ons hier 'n engel en hy het 'n oop boekrol in sy hand. En dis die enigste plek in die Bybel waar 'n boek verseël is, jy hoor nooit weer niks van dit tot en met Openbaring 10. En dan hoor jy weer van hierdie boek en nou is hy oop en die woorde sê tyd is nou verstreke. So as die een verseël was vir die einde en hy's nou oop en tyd is verstreke, dan beteken dit ons het nou te doen met iets wat te doen het met die tyd van die einde. En nou mag jy vanaand voel, leraar, jy preek vir die koor. En ek hoop aan die einde van die boodskap dat ons almal in dieselfde koor sing. So hou vas asseblief terwyl ek deur die boodskap gaan. En ons sien dat in Openbaring 10 praat dit van hierdie boekie wat as dit geëet word wat 'n bittersoet ondervinding is. En ek wil hê jy moet vanaand dink aan die tyd toe u die Here ontmoet het en in die waarheid gegrond was dit vir jou 'n soet ondervinding? Ek hoop so. Ek hoor baie min amens. Dis 'n soet ondervinding, maar wanneer jy jou lewe werklik vir die Here gee en ons word deel van die geloof waarin ons is, dan is dit ook 'n bitter ondervinding, want baie keer verloor jy 'n familielid, jy verloor dalk jou werk, jy verloor dalk 'n eggenoot, want om in hierdie geloof te lewe is nie altyd maklik nie. So, u kan 'n bittersoet ondervinding vir uself verstaan wanneer die Bybel dit sê. Maar in hierdie geval was dit verkondig dat Jesus kom terug
eers in die lente en later in die herfs van 1844. En omdat ons vandag hier so sit, weet ons Jesus het nie teruggekom nie. En ons verstaan dat daar was 'n misverstand in ligging. En op hierdie oomblik mag jy vir jouself vra, okay, maar waarheen gaan ons met hierdie boodskap van vanaand? Hoekom was dit 'n soet ondervinding? As julle kan onthou, die wêreld het nou net so te sê uit 1260 jaar van donkerte gekom. En net na daai donkerte kom die Franse revolusie waar hulle alles wat geestelik is verbrand. En dis net na hierdie twee tydperke wat mense weer die Bybel bestudeer en hulle maak nuwe ontdekkings en hulle raak opgewonde, so opgewonde dat hulle alles verkoop en alles in die stryd werf om hierdie boodskap met ander te deel. En ek wil u vanaand vra of u bereid sal wees om alles in die stryd te werp vir hierdie boodskap. Is jy bereid, en ek sê nie jy moet nou gaan en jou huis verkoop en jou kar verkoop nie, maar is daar in jou hart 'n bereidwilligheid om alles wat die Here van jou vra op te offer vir die boodskap wat ons spreek? Het was 'n bitter soet ondervinding, soet omdat almal het verwag Jesus gaan terugkom, hulle was opgewonde, hulle het geëet en geleef en geslaap, Jesus kom terug. En ek vra myself van die vraag, is ons nog opgewonde dat Jesus terugkom? Is daar werklike brandende opgewondenheid in jou en my hart dat Jesus terugkom? Of is ons besig om te begin om saam met die gety te dryf? Hoekom was hierdie 'n bitter ondervinding? Wel, Jesus het nie teruggekom nie, die mense het alles verloor wat alles in die stryd gewerp het, en meeste van die Christendom op hierdie stadium verwerp die leringe van William Miller en sy vriende. Hulle verwerp die dag vir 'n jaar prinsip van interpretasie, wat baie, baie belangrik is. En hulle verwerp die boodskappe wat kom, nadat hierdie groepie hulle boodskap gebring het. So wat het verkeerd gegaan? Het God 'n fout gemaak? En ons weet God maak nie foute nie, so die antwoord op dit is definitief nee. En hierdie groep het gesê, God kan nie die fout maak nie, kom ons gaan studeer weer. Het die mense 'n fout gemaak met hulle tydlyn? Nee, hulle het nie. Was die dag vir 'n jaar interpretasiemetode verkeerd? Nee, dit was nie. Die gebeurtenis was verkeerd. Maar omdat die gebeurtenis verkeerd was en Jesus het nie teruggekom nie, het meeste denominasies, soos ons nou net gesê het, hierdie interpretasiemetode verwerp en hulle teruggegaan na of futurisme of preterisme. Wat beteken iets, gaan alles in die toekoms gebeur of het al reeds in die verlede gebeur? En so die belangrikste boodskappe wat ooit gehoor kon word, word verwerp. En dis die boodskappe wat jou en my vandag adventis maak. Dis die boodskappe wat jou en my vandag spesiaal maak. Dis die boodskappe wat gemaak het dat ek en jy vandag hier is. Dis jou en my identiteit. Dis wat veronderstel is om jou en my opgewonde te maak. Dis wat veronderstel is om jou en my alles in die stryd te laat werp, om hierdie boodskap uit te dra aan ander. Die vraag wat ek by ons los is, doen ons dit? Al Openbaring praat op 'n ander plek van dieselfde gebeurtenis, en ek wil hê ons moet so 'n bietjie daarna gaan kyk. En terwyl u blaai na Openbaring 3 en ons gaan kyk van vers 7 en 8 en 9 en 10 van Openbaring 3. Terwyl julle soontoe blaai, wil ek net 'n bietjie van 'n agtergrond gee. Die stuk wat ons nou gaan lees het te doen met die 6de kerk. En dis omtrent min of meer na die tyd wat die dier sy wond gekry het, dis na die Franse revolusie. So dis hier in die 1830s, 1840s wat hierdie stuk homself afspeel. En ons lees in ons gaan eers kyk na vers 7 en 8 en dit sê vir ons, Openbaring 3 vers 7, en skryf aan die engel van die gemeente van Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, onthou dit, en wat oopmaak en niemand sluit nie, en wat sluit en niemand oopmaak nie. Wat is hier die sleutel van Dawid? Wat is hierdie deur wat gesluit word en nie oopgemaak kan word nie, en oopgemaak word en nie gesluit kan word nie? En wat het dit te doen met jou en my wat vandag lewe in die tyd van die 7de kerk? Verby hierdie tyd. Hoekom is dit belangrik dat ek en jy weet wat die sleutel van Dawid is en wat hierdie deure is? Hoekom is dit vir ons belangrik? En as ons dan na vers 9 en 10 kan gaan, sê dit dan,
Ekskuus, ons lees eers vers 8. Ek ken jou werke, kyk. Ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. En dan vers 9, kyk, ek gee jou uit die sinagoge van Satan, van die wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou liefgehad het. En dan vers 10, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van die beproewing, wat oor die hele wêreld gekom het, en die bewoners van die aarde op die proef gestel het. Wat is hier die Jode wat voorgee om Jode te wees, en dit nie is nie, en wat is hier die sinagoge van Satan, en hoekom is dit belangrik vir jou en vir my? Ons tema is voorwaarts, maar voorwaarts na wat? Voorwaarts met wat? Hoekom is hierdie deel belangrik? Ons het gekyk, dis waarna ons identiteit vind. Dit is wat vir ons ontstaan gegee het as 'n kerk. En nou gaan ons in fokus op Openbaring 3 en kyk hoekom is dit belangrik. Ek weet nie of julle geweet het nie, maar ergens in die Bybel praat dit oor dieselfde frases. Blaai saam met my na Jesaja 22 vers 26 tot 23. So ons gaan nou kyk, wat is hierdie sleutel van Dawid? Waarvan praat Openbaring as hy praat van die sleutel van Dawid? Jesaja 22 vers 20 tot 23. Hierdie is nie my Bybel nie. Ek voel soos iemand, soos 'n soldaat wat met 'n vuurwapen, ongetoetste vuurwapen in die oorlog staan. Jesaja 22 vers 20 tot 23. Dit sê hier, en die dag sal ek my knegt Eliakim, die seun van Hilikai, oproep, of roep. En ons weet dat dit praat hier eintlik simbolies van Jesus, weens die volgende. En ek sal hom jou gewaad aantrek en hom gord met jou gordel en jou mag gee, en ek sal in jou hande en ek sal in sy hande lê, en hy sal vir die inwoners van Jerusalem en vir die huis van Juda 'n vader wees. En ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouers lê. Wat ons daarvan gelees. En hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie, en hy sal sluit en niemand sal oopmaak nie. En ek sal hom inslaan soos 'n pen in 'n vaste plek, en hy sal 'n eretroon wees vir die huis van sy vader. Wanneer dit praat daar van die ampskleed, praat dit, en die gordel, praat dit spesifiek, as jy gaan kyk na die Hebreërs, na die gordel en die kleed wat die hoofpriester aangetrek het. So dit het hier te doen, wanneer dit praat van die sleutel van Dawid, en die oop en toemaak van hierdie deure, het dit te doen met iemand wat 'n priesterskleed gaan dra, en 'n gordel gaan dra wat die priester gedra het. En vir hom sal 'n sleutel gegee word, en met hierdie sleutel sal hy iets oopsluit, en hy sal dit nie weer, niemand sal weer dit kan sluit nie, en hy sal kan sluit, en niemand sal dit kan oopmaak nie. En dan, om verder dit te verduidelik, gaan ons na Jesaja 9 vers 5 en 6 toe. Jesaja 9 vers 5 en 6. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Dit praat hier van Jesus. Tot die vermeerdering van die heerskappy en tot vrede, sonde einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en geregtigheid, van nou af tot in alle ewigheid. So hierdie persoon gaan sy koninkryk verstewig en verewig met reg en geregtigheid. So ons sien hy gaan 'n priesterskleed gebruik, en ons sien hy gaan reg en geregtigheid gebruik om sy koninkryk op te stel. En dan die laaste vers, Jeremia 23 vers 5 en 6. Jeremia 23 vers 5 en 6.
En ek hoor bladsye, so ek gee julle 2 sekondes. Jeremia 23 vers 5 en 6. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal verwek, en as koning sal hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. En in die dae van Juda, en in sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon, en dit is sy naam waarmee hy genoem sal word, die Here ons geregtigheid. So wanneer dit verwys na dieselfde frases wat ons in Openbaring 3 kry, sê dit dat dit iemand gaan wees wat die sleutels van Dawid gaan ontvang en wat deure gaan oopsluit en niemand kan dit keer nie. En deure gaan sluit en niemand kan dit keer nie. En sy koninkryk gaan opgerig word uit reg en geregtigheid. En wanneer dit in Jesaja van reg en geregtigheid praat, het dit meeste van die tyd te doen direk met die oorwinning van God se kinders. So reg en geregtigheid gaan God se kinders die oorwinning gee. En dan sê Jeremia dat hy gaan hierdie koninkryk en hy gaan ons verlos met reg en geregtigheid. So wanneer ek praat van dieselfde frases in Openbaring, beskryf dit wat in Openbaring gaan gebeur as iemand wat gaan kom en 'n koninkryk gaan opstel en dinge gaan doen wat niemand kan keer nie. En hy gaan daai rol speel as hoëpriester. En reg en geregtigheid, 'n weegskaal, gaan gebruik word om 'n koninkryk op te stel wat niemand ooit weer kan stop nie. Wat sê die Bybel van die oop deur? Wel, soos ons weet, het die heiligdom 3 deure gehad. Die eerste deur was in die voorhof ingewees. En dan was die tweede deur waar jy van die voorhof na die heilige plek gegaan het, en die derde deur of opening waar jy kon ingaan is van die heilige na die allerheiligste. So die vraag wat ek en jy jouself moet vra, of ons self moet vra, is hierdie deur waarvan dit praat in Openbaring 3. Praat dit van die deur wat in die voorhof ingaan? Het kan nie wees nie, want Jesus het klaar sy aardse werk gedoen. Praat dit van die deur na die heilige toe? Het kan nie wees nie, want Openbaring 5 en 4 en 5 sê vir ons dat daai deur is geopen toe Jesus teruggegaan het hemel toe na die hemelvaart, na sy dood. So wat se deur bly oor? Die deur na die allerheiligste. En onthou, ons het gesê hierdie persoon gaan sy koninkryk doen met die hoëpriesters kleed. En hy gaan reg en geregtigheid gebruik en hy gaan 'n deur oopmaak wat niemand kan sluit nie en sluit wat niemand kan oopmaak nie. Dieselfde deur in Openbaring 3 is dieselfde deur as wat ons vind in Openbaring 11 vers 19. Dis dieselfde geskiedkundige gebeurtenis en dit is ook die oorgang van die 6de na die 7de kerk of die 6de na die 7de trompet of seël. Dis die laaste beweging van God in sy verlossingsplan. En as jy 'n mooi prentjie daarvan wil kyk, Daniël 7 vers 9 tot 14 gee vir ons 'n mooi prentjie van die oordeel. En julle mag dalk nou vra, leraar, hoekom deel jy hierdie met ons? Ons ken dit, dis ons profeseë. Hou vas, ek gaan julle 'n vraag aan die einde van die dag vra. Dan praat Openbaring van in die Bybel van die valse Jode. Nou wat is 'n Jood? Wat het jy 'n Jood geword in die Ou Testament? Wel, daar was 3 kwalifikasies onder andere. Jy moes 'n ware hartsverandering ondergaan en deel word van die Joodse volk. Dis hoe jy in die Ou Testament deel geword het van God. Jy moes onteenseglik gehoorsaam wees aan God en sy gebooie. Jy kon nie 'n Jood wees en nie God se gebooie navolg en sy voorskrifte navolg nie. En die derde ding was, jy moes besny gewees het. So, Openbaring sê vir ons, daar's Jode wat voorgee in hierdie tyd en in hierdie era, wat voorgee om Jode te wees wat nie regtig Jode is nie. En ons vind sulke mense in Matteus 7 vers 21 tot 23. Waar hulle sê, Here, Here, het ons nie in jou naam duiwels uitgedryf nie, het ons nie dit gedoen nie. En dan sê God, maar gaan weg, ek ken jou nie. Met ander woorde, dit sê daar mag mense wees wat voorgee om Christene te wees en voorgee om aan God te behoort, maar die kwalifikasies is nie daar nie. Nog so 'n voorbeeld is die 10 maagde, waar 5 gereed was en 5 nie gereed was nie, nadat almal aan die slaap geraak het. Sê dit vir ons, daar is mense wat deel is van die uitnodiging na die bruilof, maar wat nie reg is nie. Mense wat voorgee om Jode te wees en nie Jode is. En dan praat dit laastens van die sinagoge van Satan. En ons sien dat die boodskappers van 1844 is verag. Hulle boodskappe is verwerp, die oordeelsboodskap is verwerp,
En meeste denominasies stap weg van hierdie groep mense, maar ook hartseer van al die ander boodskappe wat daarna deur hierdie groep ontdek is en gedeel is. En wat beteken hierdie verwerping? Wel, sonder Jesus, as jy verwerp is jy dan sonder Jesus, so hulle sonder sy voorbereiding, en hulle bly agter in die heilige plek, hulle volg hom nie, die deur is gesluit, en hulle kan nie die deur oopmaak nie. Hoe weet ons dit? En die eerste keer toe ek hierdie preek gepreek het by die huis, was al vir my gesê, leraar, jy kan nie sê ander denominasies is die sinagoge van Satan. Ek sê nie ander denominasies is die sinagoge van Satan nie. Ek wil wel vir julle 'n aanhaling uit Gees van Profesie lees as julle my sal verskoon. Dit sê die volgende: Ek het omgedraai en sy kyk nou na hierdie groep wat agtergebly het en Jesus nie in die allerheiligste ingevolg het nie. Ek het omgedraai om na die geselskap te kyk wat nog voor die troon gebuig was. Hulle het nie geweet dat Jesus dit verlaat het nie. Dit het gelyk of Satan by die troon was en probeer het om die werk van God voort te sit. Ek het gesien hoe hulle opkyk na die troon en bid, Vader, gee ons u gees. Satan sou dan die onheilige invloed op hulle blaas. Daar was lig en baie krag, maar geen liefde, vrede en vreugde nie. Satan se doel was om hulle te mislei te hou en om God se kinders dan terug te trek en te mislei. Die onderskeid tussen verklaarde Christene en die goddelose is nou skaars ononderskeidbaar. Kerklede hou van dit wat die wêreld liefhet en is gereed om by hulle aan te sluit. En Satan besluit om hulle in een liggaam te verenig en sodoende dat sy saak te versterk deur almal in een geleedheid onder spiritisme saam te smee. Gees van Profesie sê vir ons, nie die mense nie, die stelsels is die sinagoge van Satan. Hoekom? Nie omdat daar iets fout was met die mense in die stelsels nie, maar omdat hulle Jesus nie in die allerheiligste ingevolg het nie. En as jy nie is waar Jesus is nie, is jou denkwyse en jou optrede deur iemand anders te beheer. Jy kan net soos God dink wanneer jy in sy teenwoordigheid is. En ek en jy moes God in die Jesus in die allerheiligste, God in die allerheiligste ingevolg het, om by hom te wees. En dis hoekom ons vind dat so baie ander denominasies, teologiese denkwyses het, nie die mense nie, teologiese denkwyses het, wat nie van God afkom nie. En ek wil hê ons moet vanaand besef, dat God gee vir ons wat hom in die allerheiligste ingevolg het, 7 waarhede wat jy in geen ander denominasie sal vind nie. Jy mag 1 of 2 van hulle 'n weergawe daarvan vind, maar hierdie waarhede word net in hierdie denominasie gevind. En ons gaan sien dat elkeen van hierdie 7 waarhede van kardinale belang is vir iemand se verlossing. Dat as jy hierdie waarhede nie verstaan nie en hierdie waarhede nie deel is van jou lewe nie, kan jy nie voorwaarts nie. En onthou, die Bybel sê vir ons meeste Christene het agtergebly. Dis jou en my werk om voorwaarts te gaan met hulle saam te vat. En jy en ek het hierdie waarhede, en die vraag wat ek vandag vir julle vra en vir myself vra is, deel ek en jy hierdie waarhede met hulle wat agtergebly het in die heilige plek? Want as ek en jy dit nie doen nie, het ek en jy begin om met die gety te dryf. Dan weet ons nie meer hoekom ons Adventis is nie, en ons het nie meer 'n doel nie. En ek begin myself die vraag vra, of dit nie is hoekom Openbaring 3 in die volgende deel vir ons sê, dat die kerk het lauwarm geword nie. Wat is hierdie 7 waarhede? Die eerste een is die ondersoekende oordeel. Jy gaan dit net in die Adventiste kerk kry. Die geregtigheid deur geloof en heiligmaking is net iets wat jy by ons gaan kry. Meeste denominasies sê, een keer gered, altyd gered. En Jesus het vir my aan die kruis gesterf, so ek kan maar doen wat ek wil. Dis min, en ek dink amper die enigste denominasie wat heiligmaking werklik waar leer. Die derde een is die 3 engele boodskap, jy gaan dit in geen ander denominasie kry nie. Die 4de een is die Sabbat, en dit kom alles uit daai beweging in die allerheiligste in, en daarna hulle teruggegaan, gesê, God kan nie 'n fout maak nie, ons vertrou God, wys vir ons waar ons 'n fout gemaak het, en daarom seën God hulle met die laaste reformatie waarhede.
Die volgende een is die heiligdomstelsel, die plan van verlossing. Die 16 is die verstaan van profesie, en die 7de ene is die gesondheidsboodskap. En hier wil ek net vinnig stop en sê, ons het die pot heeltemal misgesit, want ons het een van die mooiste boodskappe verloor, omdat ek en jy beklei oor wat ons moet eet of nie eet nie. En dis nie die punt nie. En ek wil nie in daai deel ingaan nie, want dit is iets tussen jou en die Here, maar die gesondheidsboodskap gaan oor soveel meer as wat ek eet. Dit gaan oor ek moet 'n gesonde, gebalanseerde Christen wees, sodat my brein vars kan wees, en sodat ek 'n oop kanaal vir die Heilige Gees kan wees. Dit gaan nie oor wat ek eet, dis 'n deeltjie daarvan. Maar Satan het my en jou gekry om vir ure lank te debatteer, wat op my bord moet wees of wat nie. En hy hou daarvan as ek en jy daaroor beklei, want hy is besig om ons aandag af te trek van wat belangrik is. En hierdie 7 waarhede word gevind net in ons denominasie, want ons het, en nie ons nie, dankbaar het Ellen White en haar vriende aanhou studeer, en hulle het ons het 'n kerk geword, en ons het nog steeds hierdie waarhede. En nou vra ek vir julle, wanneer laas het jy hierdie 7 waarhede met iemand gedeel? Wanneer laas het jy met iemand gepraat oor hierdie 7 waarhede wat vir jou identiteit gee, maar wat ondenkbaar of onlosmaakbaar verbind is aan jou verlossing? En as ek die tyd gehad het, sou ek graag deur daai 7 wou gegaan het. By Panorama is ons nou besig met 'n reeks wat ons in detail inzoom op al 7 van daai. Maar sonder die verstaan en 'n in jou indeel word van daai 7, is daar nie 'n manier dat een of ek en jy ooit voorwaarts genoeg sal kan gaan om hemel toe te gaan. En dis die boodskappe wat ek en jy moet deel met hulle wat agtergebly het in die heilige plek. En dit is so hartseer, sy sê dit is asof Satan sy gees oor hulle opblaas. En dis my en jou werk om hulle te gaan haal. Maar ons het op 'n plek gekom waar ons beklei of daar 'n drie-enige God is, en wat ons moet eet, en of die aarde rond of plat is, en Satan lag vir ons. Hy is besig om ons besig te hou met, verskoon my woord, snert. Sodat ek en jy nie die waarhede wat ons veronderstel is om uit te dra nie, uit te dra. Want kyk, ek het Jesus ingevolg, so dit maak nie regtig saak hoeveel mense in die heilige plek agterbly nie. Dis maar hulle probleem. Want ons wil nie Katolieke red nie, hulle is mos die merk van die dier. Ons wil nie na Sondag mense toe gaan nie, hulle dink nie soos ons nie. En ek wil afsluit met, wat is die leringe wat dan uit die sinagoge van Satan kom? En die vraag wat ek dan mee wil eindig is, het hierdie leringe in ons kerk begin insypel? So die eerste ene is in Genesis 2 vers 16 en 17, dalk moet ons dit gou lees, Genesis 2 vers 16 en 17, ek weet julle is moeg, ek is redelik op pad om te eindig. Genesis 2 vers 16 en 17. En die Here God het aan die mens bevele gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Van die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Die standaard vir reg en verkeerd is hier gegee deur wie? Deur God. En aan gehoorsaamheid aan hom is hoe ek en jy heilig en verhewe bly. Die standaard is nie in jou en my onsself nie. Satan se leuen kry dat ons die standaard van God wegvat na my eie vermoë en my eie besluite. Dis nie meer God se standaard nie, ek kan nou vir myself besluit. En ons moet self besluit of van hierdie waarhede wat uit die sinagoge van Satan uitkom, besig is om in ons kerk in te sypel. Die tweede leuen wat uit die sinagoge van Satan kom is spiritisme. En ons dink baie keer spiritisme is maar net die feit dat jy dalk glo dat iemand na die dood leef. Spiritisme is eintlik baie dieper en baie meer verleibaar. Wat is die loon van die sonde? Die loon van die sonde is die dood. Met ander woorde, God sê, as jy sondig, gaan jy sterf. Spiritisme sê ons kan vir ewig lewe. So wat sê dit in eindelike vlug? Dat daar is nie 'n prys vir sonde nie.
Sonde bestaan nie meer nie. Ek en jy kan maak wat ons wil, want ons is gered deur genade. Dis wat in Christendenominasies geleer word. En as jy kan glo dat jy kan maak wat jy wil, want God het jou gered en genade is net daar vir my, dan beteken dit jy glo nie meer in die loon van die sonde nie. En ons hoef ook nie meer gehoorsaam te wees nie. Daar is nie meer kondemnasie nie. Genade is eenmaal gered, altyd gered. Is spiritisme en die Christendom daar buite, en begin dit stadig maar seker in ons kerk insluip. Daardeur vra ek nie dat die kerk glo dat daar geeste en spooke hier tussen ons sit nie. Ek vra dat ons begin dink dat daar nie 'n prys vir sonde is nie. En dat God sonde nou maar net in ons lewe gaan los en ons kan maak wat ons wil, vir solank as wat ons wil, en niks gaan gebeur nie. Die volgende gedagte wat kom is die postmoderne idealisme, wat werk vir my en wat werk vir jou. Jy word die maatstaf van wat reg en verkeerd is. So wat vir my goed lyk en vir my goed klink, is oké. So as ek van hierdie soort musiek hou, dan is dit oké om na hierdie soort musiek te luister. As ek van hierdie soort aanbiddingsstyl hou, dan is dit oké om van hierdie aanbiddingsstyl te hou, want dit werk vir my. En as dit vir my werk, dan is dit mos oké. My idee van Bybelse waarhede, en wat werk vir my, en wat werk vir jou, is postmoderne idealisme besig om ons kerk in te sypel. En ek los die antwoorde op hierdie vrae in jou hart. Gebruikersvriendelike godsdiens is nog iets wat in die sinagoge van Satan uitkom. Met ander woorde, aanbiddingstyl, ons kerk se aanbiddingstyl, moet verander om mense van buite af in te lok. Die vraag wat ek vra, is ons veronderstel om onsself te verander, om ander in te lok? Of sekere onderwerpe is taboe? In baie kerke mag jy nie meer die woord gees en profesie sê nie, jy mag nie die woord Ellen White sê nie, dit is ongelukkig verban, jy mag nie daaroor praat nie. In baie plekke kan ons nie meer die katholieke stelsel as die dier aanvaar nie, ons kan nie meer die valse profeet uitwys nie, en ons mag nie meer oor eindtyd gebeure praat nie, want mense van buite voel ongemaklik. Gebruikersvriendelike godsdiens. Lekker op die ore boodskappe. Is dit besig om ons kerk in te sypel? Want hierdie kom uit die sinagoge van Satan, en ek sê nie dit is besig om in u kerk in te sypel nie, ek vra 'n vraag. En jy en ek gaan die vraag vir onsself moet antwoord. Sien, ons het present truth gekry, sodra jy daai woord gebruik, wil mense jou met klippe gooi. Want mense dink present truth is deur om die internet dop te hou en te kyk wat die post doen, en as jy sien wat die post doen, dan deel jy dit met ander mense. En dis wat mense dink present truth is. En ek is nie besig om 'n grap te maak van mense wat die Here geroep het om dit te doen nie, want dan die Here op daai persone geroep om dit te doen. En dis hulle ministry al vir baie jare, en ek spot nie daarmee nie, glad nie. Maar jy kry mense in die kerk wat dit op hulle eie doen, en dan met baie interessante teorieë na dag voor en dag kom. Present truth sê gees en profesie vir ons, en ek wil dit vir julle lees. Daar is baie kosbare waarhede vervat in die woord van God, maar dit is present truth wat die kudde nou nodig het. Ek het die gevaar gesien dat die boodskappers die belangrike punte soos present truth vermy, om stil te staan by onderwerpe wat nie bedoel is om die kudde te verenig en die siel te heilig nie. Sy gaan dan voort om dan vir ons te sê wat dit is, maar sulke onderwerpe soos die heiligdom, in betrekking met die 2300 dae, die gebooie van God, die geloof van Jesus, is perfek bereken om die eerste adventbeweging te verduidelik en te wys wat ons huidige posisie is. Dit is die geloof van die geloof van die twyfelende te vestig en 'n sekerheid van 'n glorieryke toekoms te gee. Dit is gereeld aan my gewys dat hierdie temas die hoofonderwerpe moet wees waarop God se laaste dag boodskappers moet op konsentreer. Hoekom? Hoekom is present truth alles wat gekom het uit die groot leerstelling en die beweging van Jesus van die heilige na die allerheiligste toe en dit wat daarna uitgekom het uit die Adventiste beweging, hoekom is dit present truth? Dit is die laaste deel van die reformatie. Dit is vir ons gegee om ons voor te berei vir die tweede koms.
met Jesus en die kruis as 'n sentrale punt van elkeen van daai waarhede. En as jy en ek dit nie verstaan nie, en ek kom agter al hoe meer en meer Adventiste verstaan dit nie. Ons jong mense verstaan dit nie. Maar dis die waarhede wat jou en my moet gereed maak. En as ek en jy dit nie verstaan nie, hoe gaan ons die mense help wat in die heilige agtergebly het? En daarom sê sy dat present truth die boodskappe is vir nou. Met ander woorde, die boodskap oor die oordeel. Die boodskap dat God se gebooie belangrik is. Dat ons moet terugkeer na gehoorsaamheid aan God en sy manier van 'n ding doen. Nie hoe ek voel dit lekker is nie. En dat ons moet terugkom na 'n ware verstaan van verlossing en God se manier van 'n ding doen, nie my eie nie. Dit is die boodskappe wat die middernag geroep wakker gemaak het. Die Sabbat is herontdek, die toestand van die dooies is op die regte manier gegee en God se standaard en sy gebooie is gegee. Ware Bybelse verlossing is verstaan en geregtigheid deur geloof met geregtigheid, heiligmaking en verheerliking is vir die mense geleer. Die 3 engele boodskap is vir die mense geleer. En daarin vind ek dat God die lewegewer is. Ek vind my identiteit in wat ek geskape is in die huwelik. Nie my eie idee van die huwelik of my eie idee van man en vrou nie. Ek vind my identiteit in die huwelik. En ek vind my identiteit in die Sabbat. Al 3 dinge wat vir ons gegee is voordat sonde die wêreld ingekom het. Die 3 engele boodskap is so belangrik dat ek en jy dit moet sing terwyl ons slaap. So belangrik is dit. En dan die waarskuwing van 'n oordeel wat op die oomblik aan die gang is. En dit moet die lyde geroep word. En ek en jy is veronderstel om die lyde geroep uit te neem. Die waarskuwing teen valse leerstellings. Ons moet teenwoordige waarheid of present truth bring. Ons moet heiligmaking aan mense leer. Ons moet vir mense leer dat jy kan, ja, God dek jou met sy geregtigheid, maar jy gaan nie dieselfde mens kan bly nie. Jy en God moet saam daagliks verander. God en die Heilige Gees wil daagliks met jou en my 'n pad stap. Dit is nie eenmaal gered, altyd gered nie. Ons moet volgens God se standaarde verander. Die lydige roep vra van jou en van my 'n verstaan van die profesie te gee. Waar is God? Waarmee is hy besig in die plan van verlossing en wat moet ek doen ooreenkomstig in waarmee Jesus nou besig is? Julle geweet dat tydens die dag van versoening of Yom Kippur, terwyl die hoofpriester besig was daar 5 dinge wat die Israeliete moes doen in die kamp. En as hulle daai 5 dinge nie gedoen was nie, was hulle afgesny van die volk. Ek en jy het te werk in onsself terwyl God besig is met die ondersoekende oordeel. En ek en jy moet besig wees daarmee. Dis die lydige roep. En dan ons moet spiritisme en hierdie loon van sonde moet ons voor mense uitdelg. En ons moet terugkom na die gehoorsaamheid van die gebooie. Dit is my en jou identiteit. En met dit moet ek en jy voorwaarts. En as dit nie met dit is wat ons voorwaarts nie, is ons besig om agteruit te gaan. En ek eindig af met die volgende vraag. Ek het met hulle begin en ek eindig met hulle af. Hoekom is jy vandag hier? Hoekom is jy 'n Sewendige Adventis? Wat is jou rol as Sewendige Adventis? Ken jy jou rol? Verstaan jy jou rol? En kan jy dit aan ander verduidelik? Het God vir jou 'n spesiale taak opgelê en indien wel, wat is daardie taak? Vervul jy daardie rol wat op jou gelê is, of dryf jy en ek maar net saam met die gety? En glo ek en jy dat ons in die laaste doodsnikke van die wêreldgeskiedenis lewe? Het Sewendige Adventisme 'n oorbodige kliseë geword? Of is dit die waarheid wat die wêreld moet verander? Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, Here, ons mag dalk vanaand voel in ons hart ongemaklik, omdat U vir ons 'n probleem uitgewys het. En dit is nooit lekker om te hoor dat daar mag dalk moontlike probleme in my lewe is. Maar dis nie mooi van U. U het nie vanaand vir ons die probleem dalk uitgewys om ons te laat skuldig voel of om ons te veroordeel nie, maar om ons wakker te maak. Om vir ons te sê daar's nog tyd om te begin kyk na hierdie dinge, dit te begin lewe in ons eie lewens en dit met ander te deel. Here, om te lewe asof ons U gevolg het in die allerheiligste. Ons wil by U wees, Here, ons wil saam met U die ewigheid ingaan.
Maar dit vra 'n sekere manier van lewe, 'n sekere manier van dink. En ons vra asseblief, Here, dat U dit eerstens in ons lewens sal wakker maak. Ek kan nie dit vir iemand anders te vra nie. Ek vra dat dit U in my lewe dit sal wakker maak. En dat U my dan sal gebruik om hierdie waarhede te deel met hulle wat agtergebly het in die heilige plek en na hulle te gaan en te sê, kom voorwaarts. En mag ons saam met U voorwaarts beweeg, sodat ons soos Henog net aanhou met stap tot ons in U teenwoordigheid is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.